Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by die uitsending. Kykers en luisteraars, ek het nou vir u genoem dat ek verlede week dat ek 'n opvolg gaan maak op verlede week se video rondom president Trump en die Trump administrasie, die rigting en traject wat hulle inslaan, veral wil ek nou vir u noem in ten opsigte van ons as gelowiges. En daar is gelowiges, opregte gelowiges in Amerika, bekendes wat hulle self baie sterk begin uitspreek deur sekere optrede van president Trump homself, en dan natuurlik is dit die administrasie van Amerika tans wat die rigting aangee en die leiding gee. Maar met die gebeure die afgelope week rondom Malema wat nou gefonnis is daar in Oos-London, en die gebeure rondom dit en die video wat ek nou vir u gespeel het in die begin, gaan ek net eers die Trump video vir u in 'n volgende geleentheid hanteer en sal ons na dit toe terugkom soos wat ek beloof het. Maar ek dink is nou gepas, daar's iets wat op my hart gedruk het die afgelope week en veral na ek hierdie video gesien het, wat ek graag net met u wil deel as 'n medegelowige, né? Ons almal is sondaars, ons almal is nie goed nie. Jesus het self by geleentheid gesê toe hulle vir hom sê hy's goed, toe sê daar's net een goed en is die Vader in die hemel. So, hoe dit ook al sê, maar dit verander nie dat ons gelowiges is en dat ons elke dag 'n stryd voer teen oortreding en sondepleging en ongeregtighede en elke dag die woord lees om te leer hoe moet ons as gelowiges ons geloof uitoefen. En dit gesê, wil ek net vir u sê, ek dink is vir ons almal logies om te weet en te verstaan dat ons volk is tans in ballingskap. Ons volk is tans nie 'n soewereine volk waar ons eie president, ons eie ministers, ons eie leiers het nie. Die regering van nasionale eenheid is nie 'n soewereine regering vir ons volk nie. Dit het Siener by geleentheid baie mooi 'n visioen oor gehad, baie jare terug. Hy sê ons trek 'n swart skoen aan en ons het 'n swart regering oor ons, wat dan nou 'n meerderheidsregering is, uit die aard van die saak. Wanneer hy sekere ander visioene oor ander aangeleenthede gehad het, het hy onder andere gesê, ons is, byvoorbeeld een het hy geloop uit die huis uit met kouse aan, en hy self Siener het gesê, en ek vat nou maar stukkies van daai profesie, waar hy gesê het, ons het nog nie ons eie regering nie. So, baie duidelik profeties, uit 'n klomp profesieë uit, as ook in die Bybel is daar ook oulike profesieë rondom dit, waarby Siener en Johanna Brand en almal maar net aansluit, is ons tans, en ek dink ons kan almal saamstem, dat ons boervolk het nie ons eie president, ons eie regering, ons eie land as sulks nie. Soos wat vele lande oor die wêreld hulle eie presidente, hulle eie nasionaliteite as president het en hulle eie verteenwoordiging, né? Hierdie regering van nasionale eenheid is verseker nie 'n soewereine boere Afrikaner, noem dit wat jy wil. Partykeer is hier nou se definisie van boer, dieselfde as die ou se definisie van Afrikaner, né? Ek vra altyd vir mense, gee my eers jou definisie, dan sal ek jou sê wat ek is. Want die definisie is wat beskryf wat jy is. Maar ja, kom ons gaan nou nie van die punt af nie. Ons is tans nie soewereine nie. Ons is tans in ballingskap, né? Ons is tans in 'n land waar daar geweldige polarisasie is. Met ander woorde, rassehaat. Ons sien dit in die swart gemeenskappe rondom die immigrante vanaf Nigerië veral, en Zimbabwe, en Somalië, al hierdie Mosambiek, al hierdie noordelike lande. Joel 2 beskryf dit so mooi, die mag afkomstig vanuit die noorde. Maar ja, kom ons laat dit daar. Mense wil nie altyd die waarheid hoor soos wat dit is nie. Partykeer moet ons maar die waarheid net sien en beleef, né? Ons het 'n mooi uitdrukking in Afrikaans. Sien is glo, voel is wragtig. So, verskoon maar dit is hoe die uitdrukking lui, en dan moet ons maar voel. En dan sal ons eendag na ons gevoel het, of terwyl ons voel, dan sal ons kan verwys
na die gebeure in die Bybel en sê, maar sien jy, voel jy nou die profesie in vervulling gaan. Dis eintlik hartseer en dit maak dat ons met 'n breë deel van ons volk met alle respek en alle liefde en alle bekommernis sit wat nie kennis het nie, nie ingelig is nie, hoegenaamd nie. En die woord interessant weer, sê weer weens 'n gebrek aan kennis gaan my volk te gronde, né? So as jy nie kennis het nie, gaan jy te gronde. Hoe dit ook al sy, kom ons kom terug. Ons is reeds in 'n uiters gepolariseerde Suid-Afrika, waar ons die rassehaat onder die swart gemeenskappe sien teenoor die swartes vanuit Afrika en hoe die MK en EFF en MK veral optree en oproere en onrus gereeld. Van week tot week sien ons hierdie oproere teen hierdie xenofobie, teen buitelanders, né? En dan natuurlik uit die aard van die saak. Ons blankes, ons is hier van 1652, het ons grond gesteel, ons het nie gewerk vir wat ons verdien het nie, ons het nie die gronde gekoop nie, hoe dit ook al sê, erge polarisasie. So die eerste wat ek wil sê, is ons moet besef ons is in ballingskap. En tweedens moet ons besef dat Suid-Afrika is reeds erg gepolariseer. Die emosies hardloop reeds hoog tussen rasse, tussen verskillende bevolkingsgroepe, tussen verskillende nasionaliteite. Daarvoor is daar legio gebeure weekliks, wil ek amper sê. En dan is dit gevaarlik om uitlokkend, tartend op te tree. Dis gevaarlik. Maar dis nie vir my die gevaarlikste nie. Dit gaan net wanneer hierdie revolusie uitbreek, wanneer hierdie anargie uitbreek, wanneer hierdie volksmoord saam met die revolusie, saam met dit alles die anargie uitbreek, soos deur vele profesieë voorspel, en wat maar net eenvoudig is om raak te sien. Wanneer dit, beteken dit net die energie gaan nog erger wees. Want as jy vandag iemand geterg het, en môre kry hy 'n geleentheid op jou, of die geleentheid word geskep, dan gaan hy meer energie hê om jou seer te maak, as sulks, né? Maar die ergste vir my hier, die tweede punt wat ek eintlik, hier is die eerste een, wees versigtig, om die polarisasie verder te dryf van ons kant af. Wees stil, die woord sê dit so mooi, be still and know that I am thy God. Wees stil en weet ons het 'n God. Dit is baie belangrik. Dan die tweede een is dan nou waar ons by God kom. En dit is vir my, ons is in ballingskap. Dit wat met ons gebeur is die Vader se wil. Die vreemde regering, die rassehaat, die finansiële druk, die derde burgerskap wat ons eintlik maar beleef, is alles die strafgerig wat die Vader oor hierdie volkie van ons gebring het, omdat ons sy weë en sy verordeninge verlaat het. Dit is so eenvoudig as wat dit is. En dan sê ek weer vir julle, ek gaan eendag, wanneer u dit voel, die revolusie, die anargie, want ons sien Dawie Rood het nou gesê, die volgende 2 jaar voorsien groot probleme, ekonomiese probleme in terme van die energie en die brandstof wat so duur gaan. Dit gaan 'n 2 jaar effek hê, beskryf hy dit as 'n senior ekonom in Suid-Afrika, wat heeltemal sin maak. En dit gaan gemoedere, want as jy finansiëel swaar kry, is jou gemoed nie baie vriendelik nie. Jy's baie gou kwaad, baie easy grimmig, word gou gouer, as wat jy 'n lekker vet bankrekening het, en niks bekommer jou nie, né? Dit is mos maar hoe dit is. So, ek het nou vir julle gesê, die eerste gevaar is, om hierdie reeds gepolariseerde, reeds rassehaat in Suid-Afrika, veral teenoor die blanke ook, verder te eskaleer is gevaarlik. Die tweede punt is, Joël 2 se mag, wat van die noorde af gaan kom, wat God gebring het. Daai groot in getal, gaan lees hom gerus. En ek sal eendag sê, hoekom ek gesê het, dis vir Suid-Afrika. Wanneer mense ryp is om dit te vat. Met respek gesê, ek sê dit nie in hoogmoed nie, soos in glad nie. Maar dis juis wat ek nou hier sê, nie in hoogmoed nie, maar in diepe nederigheid, is die Vader het hierdie magte oor ons aangestel. Ons is in ballingskap, en vir my dan om te lag vir hierdie magte wat God gestuur het, is vir my persoonlik, u kan vir in die kommentaare sê hoe u dit sien, dis hoe ek het sien, is vir my amper 'n aflag, 'n koggel van God se strafgerig.
Die Vader het hierdie regering oor ons aangestel. Die Vader sal die kraan, Siener het dit baie duidelik gesê, hy sal die kraan al stywer draai, totdat ons die knie vir hom buig, totdat ons terugkeer na ons Skepper toe. Al hoe stywer. Nou wanneer jy vir daardie al hoe stywer lag, is vir my 'n koggel en 'n terg van die strafgerig wat God oor jou bring. En dit is vir my gevaarliker as selfs die energie om hierdie polarisasie en rassehaat verder in die brand te steek, verder te stig en wat daarmee saamgaan. Maar wanneer jy God se strafgerig voorlag, dink jy het sukses bereik. Ons het niks sukses bereik nie. Ek sien 'n artikel in Nuus 24 wat sê, nou word dit geappeleer en dit kan nog selfs na die Hoër Hof na toe gaan in Suid-Afrika. So hier's nog baie om te gebeur en in hierdie word daar emosie gebou. Wees stil, be still and know that I am thy God. Wees stil en weet dat God ons God is, die ek is wat hy is, deur sy Seun en deur sy Gees. Laat ons nederig bly, laat ons sy strafgerig, ons pak vat soos 'n man, ons strafgerig vat soos ek sê nie daarmee, daar moet nie hofsaake gerig word, dis nie wat ek sê nie, dis glad nie wat ek sê nie. Daar kan hofsaake gebring word vir oortreding, daar kan vonnisse gevel word. Ek dink die Landdros het dit baie kalm en rustig hanteer, die regter, en maar, om arrogant daaroor te raak, is baie gevaarlik. Hoor wat ek vir u vandag sê, dis baie gevaarlik. Daar's ander dele in die skrif waar die Vader sê, selfs wanneer hy jou opponent wat wreed met jou was, wanneer hy hom die dag vat en hom weer seermaak, dan moet jy nie eers lag partykeer daaroor nie. Gaan lees die Bybel, dit staan alles daar. En kennis is verstand. Kennis van die Skepper is verstand, staan in die Bybel. Laat ons nie koggelend, uittartend, laat ons stil wees. Ons pak vat soos 'n man. Ons kan nie regs 'n sake kan gedryf word. Ek het nie met dit 'n probleem nie. Dis nie my punt hier nie. My punt is die arrogansie, die uittarting, die emosionele uitlokking is gevaarlik. En ek weet wat Joël 2 vir ons voorspel het, wat maar net aansluit by Sefanja 3, wat maar net aansluit by Micha 4, wat maar net aansluit by Hosea 2, en eendag wanneer u dit voel, wanneer ons in die veld is, en vlug vir jou lewe, en honger is en koud is, dan sal ons meer geneig wees, om die kennis van die woord op ag te gee. Maar wees versigtig, vir die strafgerig van God, moenie daarvoor lag nie. Pragtige week vir u, tot ons weer praat. Totsiens.